Hartlike goeiemôre almal, ons groet julle in die naam van Jesus Christus. Dankie vir almal wat hier is vandag. Dit is wonderlik met al die reën, God se genade. Kom ons bid. Almagtige Hemelse Vader, ons kom sê vir U dankie, Here. Dankie vir nog 'n dag wat U geskaap het. Nog 'n dag wat U ons geskenk het, Here. Ons is ewig dankbaar daarvoor. Here, dankie dat ons weer hier kan saam wees in U naam. En laat ons kan kom luister wat U vandag vir ons wil sê. Want ons weet U het 'n boodskap vir ons almal. Here, maak ons ore oop sodat ons kan luister. Seën hierdie woord vanoggend, Here. En laat dit wees soos 'n woord uit U mond uit en nie uit ons mond uit nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons praat vanoggend uit 'n gedeelte in Openbaring 3. En ek gaan vir ons lees vanaf vers 1 tot 6. En hier praat Jesus met die gemeente van Sardes. En hy het 'n bepaalde boodskap vir hulle. En ek lees. En skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Wees wakker, en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het. En bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief. En jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone, en hier wil ek net ietsie by sê. In die oorspronklike geskrifte, in die oorspronklike taal, praat hy hier van name. Die Engelse Bybel praat ook van name. Maar die Afrikaanse Bybels praat van persone. So ons lees, maar jy het enkele persone, ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin, sal bekleed word met wit klere. En ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Daar's 'n baie mooi storie rondom Sardes uit die verre geskiedenis uit. En dit verduidelik vir ons
En dit demonstreer ook vir ons hoe gevaarlik krake in jou geestelike lewe is. Ons het nou gelees van hierdie stad Sardes en dat Jesus sê hulle is dood. Omdat hierdie stad so hoog geleë was, bo op 'n berg, was dit baie moeilik om by hulle uit te kom om hulle aan te val. En hierdie inwoners het geglo geen vyand sal hulle stad kan inval nie, of hulle kan gevange neem, of hulle besteel nie. Maar dis juis hierdie oordrewe selfvertroue wat tot die val van hierdie stad gelei het. Omdat die inwoners van Sardes geglo het, hulle stad se mure is ondeurdringbaar, het hulle seker gevoel dat hulle baie veilig is. Die probleem is, hierdie mense het vol trots en oorvol selfvertroue en selfvoldaan geword. En na mate hierdie onverskilligheid onder hierdie mense toegeneem het die inwoners gesê, daar's geen ander stad so veilig soos ons stad nie. As gevolg van hierdie hoogmoedige houding van hulle, het hulle mettertyd nagelaat om aandag te gee aan die fondasies en die mure van hierdie magtige stad. Hulle het nie agtergekom dat die fondasies van hierdie muur begin kraak het nie. Eers net klein kraakies, maar met tyd al groter krake. Uiteindelik was hierdie krake so groot dat 'n mens gemaklik daar sou kon deurgaan. Maar die inwoners het dit nie agtergekom nie. Een nag, terwyl hierdie stad lekker slaap, en ja, selfs die wagters op die mure het maar so 'n bietjie geslaap, want hulle het mos 'n veilige stad, het 'n soldaat van die Persiese weermag teen hierdie 580 meter hoë kraans opgeklim, deur die kraak gegaan, die stadsdeure oopgemaak, en die Persiese weermag het in hierdie dorp of in hierdie stad ingekom. En toe hierdie inwoners die oggend wakker word, is dit klaar te laat. En hulle het alles verloor. En so is ons as Christene baie keer dieselfde. Ons raak so kalm en rustig in ons verhouding met die Here. Ons raak so besig met die dinge van die lewe dat ons rondgeslinger word deur hierdie golwe van die daaglikse gebeure om ons. Ons geestelike lewe begin lyk soos hierdie stad se mure, vol krake. Nou ons weet uit die geskiedenis van Christendom
dat 'n aanval van buite af nie baie maklik Christendom kan vernietig nie. Maar wanneer die aanval van binne afkom, dan is daar groot vernietiging. En dit is wat gebeur wanneer jy stagneer in jou verhouding met God. Wanneer jy dinge maar net vanselfsprekend begin vat. Ons gaan deur ons geestelike lewe asof ons nie nodig het om hierdie fondasies te inspekteer en seker te maak alles is nog reg nie. Ons raak blind vir hierdie krake wat stadig maar seker in ons geestelike lewe begin vorm. En jy kan baie maklik sien wanneer iemand geestelik begin vaag word. Wanneer hy begin, ek sal môre weer, of ek het nie vandag tyd nie. Wanneer is gewone mense ophou om hulle Bybels te lees? Dis wanneer mense ophou om te bid. Dis wanneer mense ophou om God te vra oor die toekoms. Ons kan nie bekostig om dit te doen nie. Ons moet pas op dat ons nie so besig raak met die dinge van die Here, dat ons die Here van alle dinge agterweë laat nie. Dit is juist waarom Paulus vir ons sê in 1 Korintiërs 10 vers 12. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Dis ernstig. Moenie dink jy's vreeslik sterk en groot nie. Maar hierdie boodskap in Openbaring 3 is nie net geskryf vir daai gemeente nie, maar ook vir ons, elke Christen. En die boodskap wat vir ons hier uitstaan is, versterk dit wat oor is. En herstel die krake in jou mure. Jesus meet ons nie aan ons eerste liefde, of ons getrouheid, of leringe, of hoe sedelik ons is nie. Jesus het hierdie gemeente ook nie so gemeet nie. Jesus meet ons aan hoe ons lewe lyk in hom. En dit is soms, soos in hierdie geval van Sardes, maar 'n tragiese storie. Ons lees dat hulle sê, hulle het die naam gehad, dat hulle lewe. Maar hulle was eintlik niks anders as geestelike lyke nie. Buite blink, binne stink. Hoeveel van ons lyk nie op partykeer maar so nie. Die lidmate van hierdie gemeente in Sardes, se name was nog op die boeke, maar dis ook maar al. Daar was geestelik niks aan die gang in daai plek nie. Die kerk het begin lyk soos die stad self. En wanneer jy begin lyk soos jou omgewing, dan het jy klaar die stryd verloor. Maar tog sê Jesus, kyk mooi.
Daar's nog so 'n paar mense daar tussen julle wat tekens toon dat hulle nog lewe. As jy baie mooi kyk, sal jy sien hulle haal darm nog asem. Maar hulle sal baie vinnig gered moet word. Anders is dit klaar praat met hulle. En dan is hierdie gemeente verlore. En al raad is dan om dinge te begin doen, soos vers 2 en 3 dit vir ons uitspel. En dan gaan weer vers 2 en 3 vir ons lees, want dit is belangrik. Dat ons sien, wat sê Jesus vir hierdie mense? Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Sien jy wat sê Jesus? Wees wakker. Versterk. Want ek het jou werke nie volkome gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang het. So jy het iets wat jy moet onthou. Ons gaan nou daarby kom. En bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief. En jy sal nie weet in watter uur ek op jou sal neerkom nie. So kom ons gaan kyk daarna. Daar's 5 dinge wat ons moet doen. Eerste ene, wees wakker. En dit is die leraars in die gemeente se plig om hulle mense wakker te skud. Want baie mense is vasgevang in hierdie doodslaap van selfvergenoegdheid waarin hulle verval het. Hulle steur hulle nie meer aan God en sy voorskrifte nie, want hulle weet mos altyd beter. Die tweede is versterk die oorlewendes. Met ander woorde, versterk hierdie wat nog 'n bietjie asem in hulle het. Ons moet versterk wat oorgebly het, sodat dalk herlewing kan begin vanuit hierdie klomp. Die tyd vir slappap, boodskapies en 'n afgewaarterde evangelie is lank reeds verby. Daai goed gaan dit net nie doen nie. Verbind hierdie mense weer aan die Bybel. Ons moet hierdie boodskap wat in die woord van God vir ons geskryf is, bewaar. Met ander woorde, ons moet dit gehoorsaam wees en volhard daarin. Die 5de ene, bekeer jou. Ons moet mense weer kry om tot bekering te kom. Hulle lewens en hulle denke te vernuwe volgens die evangelie wat vir ons geskryf is. En ons kan dit ook gaan lees in Romeine 12 vers 1 en 2, waar Paulus dit baie mooi vir ons stel. Op hierdie manier kan die gemeente van God weer versterk word. Op hierdie manier kan die gees van God weer begin werk vanuit die mense en onder die mense. Anders is dit maar verby met hulle. Want as die gees van God nie meer welkom is in ons nie, dan het ons klaar verkeerde pad gevat. Want die Bybel sê vir ons, Jesus kom op 'n tyd wat ons dit nie sal verwag nie. Hy sê soos 'n dief in die nag. En jy moet ons baie mooi verstaan, Jesus sê nie hy's 'n dief nie. Maar hy sê hy kom soos 'n dief in die nag.
Met ander woorde, daar is nie 'n tyd wat aangekondig word wanneer dit gaan gebeur nie. Jy moet gereed wees. Want wanneer Jesus weer kom om een doel en een doel alleen, om sy mense met mekaar te maak en te kom oordeel. Ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Ons weet nie hoe gaan dit presies lyk nie. Maar ek weet die Bybel sê dit gaan 'n geween en 'n geknars van tande wees. Maar tog is daar klein tekentjies van lewe in hierdie gemeente in Sardes. So ek net nou gesê het, mense, of soos die ander geskrifte sê, name, wat hulle klere nie besoedel het nie. Nou waarmee het hulle dit nie besoedel nie? Met afgodediens en heidense gebruike en allerlei snaakse dinge waarmee mense hulle self so kan besig hou. In ons tyd is daar baie afgode. En ons almal is in 'n sekere mate skuldig daaraan. Want 'n selfoon is dan maar so 'n versoeking. 'n Selfoon en 'n televisie ook maar net so 'n groot versoeking. En ek sal alles doen net om verskoning te hê om nie my Bybel te lees en te bid nie. Maar die Here sê, daar is nog asem. En die wat volhard tot die einde toe, sal wit klere dra saam met hom. Nou wat is wit klere? Wit klere is 'n simbool van reinheid en van oorwinning. Oorwinning oor die sonde. Oorwinning oor jou verlede. Wat reeds vir ons behaal is aan die kruis. Oorwinning wat ontvang word uit die hand van die Here. Hierdie gehoorsaamheid sal beloon word omdat die mense saam met Christus wandel. Waar almal dit sien en almal sal moet erken, hierdie is kinders van 'n lewende God. Hulle is ware volgelinge van Jesus Christus. So ons moet baie versigtig wees hoe ons lewe. Hoe ons ander mense behandel. Want die Bybel sê ook, aan jou vrug sal jy geken word. Geken word, aan jou vrug sal jy geken word. Hoe lyk die vrug? Is dit vrot? Of is dit goeie vrug? Daar is ook 'n versekering vir ons, dat die wat volhard tot die einde toe, en die wat vashou aan Christus, sy name nooit uitgewis sal word vanuit die boek van die lewe. En dit behoort vir ons 'n waarlik groot aansporing te wees om vas te hou en te volhard tot die einde. Jesus gee vir ons hierdie versekering. Waarom wil ons nie maar bietjie luister nie? En ek sluit af met hierdie woorde. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Hou op met kerk speel. Hou op met al julle ligsinnigheid. Hou op met al julle duister dinge waarmee jy besig is. En luister wanneer God se Gees met jou praat. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord vanoggend. Dankie Here dat ons
moet let daarop om reg te wandel in u oë. Ons kan nie sommer maar net doen wat ons wil nie. Want wanneer ons wedergebore is, behoort ons lewe nie meer aan ons nie, Here, maar aan u. En Here, dankie dat ons aan u behoort. Maar help ons, Here, om volgens u wil te wandel. Nie volgens ons wil nie. En Here, dankie dat ons die versekering het, dat wanneer ons vashou aan u, ons naam nie uitgewissel word uit die boek van die lewe nie. Dankie daarvoor, Here. Ons weet u is getrou. U sê ook vir ons, u is met ons, al die dae, tot aan die einde. En ons staan op daai belofte van u, Here, dat u altyd met ons is. U los ons nie alleen om hierdie stryd op ons eie te veg nie. U is daar vir ons. U beklei vir ons. U bid vir ons. Dankie daarvoor, Here. Seën ons deur die res van hierdie week en daar waar ons uitmekaar het gaan net nou. Laat ons u naam onthou oral waar ons gaan. Laat ons u naam uitleef, Here, soos wat dit kinders van God betaam. Here, laat u wil geskied in ons lewe. Bo alles. En ons bid dit so in Jesus naam. Amen.